Dit gaan sommer baie goed saam met Tannie vandag. En Tannie is so bly om vir julle weer 'n storie te bring. Kom ons luister. Die storie van Job. In die land van Uz was daar 'n man met die naam Job. Hy was 'n goeie man en opreg en het God gedien en nie kwaad gedoen nie. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad en was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie werkers. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Sy seuns het om die beurt partytjies gehou in mekaar se huise. Hulle het dan hulle 3 susters genooi om saam met hulle fees te vier. Job het altyd vir sy kinders gebid, want hy het gedink miskien het hulle gesondig teen die Here. Op 'n dag het die engele voor die Here kom staan en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir die Satan: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir die Satan: "En my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is 'n goeie man en opreg. Hy dien my en doen nie die kwaad nie." Toe antwoord die Satan die Here: "Dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan: "Alles wat hy het gee ek in jou mag oor, net aan homself mag jy nie raak nie." Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. En eendag toe Job se seuns en dogters besig was om partytjie te hou in hulle oudste broer se huis, kom 'n boodskapper by Job met die nuus: "Die osse was aan die ploeg en die donkies het langs aan gewy. Toe oorval mense uit Skeba ons en hulle roof alles en maak die werkers dood. Net ek het bygekom om dit vir u te vertel." Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus: "Veerlig het die kleinvee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weer gekom om dit vir u te vertel." Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus: 3 groepe Galdeërs het die kamele geroof en is daarmee weg nadat hulle die slawe doodgemaak het. Net ek het weer gekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus: "Die seuns en dogters was besig om partytjie te hou in die huis van hulle oudste broer. Met eens het daar 'n sterk wind van die woestyn se kant af gekom en die huis van al 4 kante af op omgewaai. Almal is dood, net ek het weer gekom om dit vir u te vertel." Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeer. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê: "Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here." Onder alles het Job nie gesondig teen God nie. Die duiwel het weer na die Here toe gegaan en God het vir hom gesê: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir die Satan: "En my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg. Hy dien my en doen nie die kwaad nie." Die Satan sê toe vir die Here: "Dit bewys nog niks. 'n Man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy u dan nie in die gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan: "Goed, hy is in jou mag, net sy lewe mag jy nie neem nie." Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref van sy kop tot sy tone. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap en sy vrou het vir hom gesê: "Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf." Toe sê hy vir haar: "Jy praat nou soos 'n vrou mens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?" Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. 3 van Job se vriende, Elifas, Bildad en Sofar, het gehoor wat met hom gebeur het en gegaan om hom te gaan sien. Toe hulle hom op 'n afstand sien, het hulle hom eers nie herken nie. Daarna het hulle hardop begin huil. Hulle het hulle klere geskeur en stof in die lug en op hulle koppe gegooi.
7 dae en 7 nagte lank het hulle op die grond by hom bly sit, sonder om 'n woord met hom te praat, want hulle het gesien dat sy hart baie seer was. Daarna het Job se vriende begin praat, maar hulle was eintlik lelik met Job. Hulle het hom blameer en gesê dis omdat hy gesondig het dat hy al hierdie goed oorkom. Job was seer gemaak deur sy vriende, want hy het geweet dat hy nie teen God gesondig het nie. God het gehoor wat Job se vriende gesê het en was kwaad vir hulle. God het vir Elifas gesê, ek is kwaad vir jou en jou 2 vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat soos my dienaar Job nie. Vat 7 bulle en 7 ramme en gaan na my dienaar Job toe en offer dit as 'n brandoffer vir julleself. My dienaar Job sal vir julle bid en ek sal sy gebed verhoor en julle nie straf vir julle dwaasheid nie. Hulle het gedoen wat die Here gesê het en die Here het Job se gebed verhoor. Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander en hom 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. Al sy broers en susters en sy vriende wat hom vroeër geken het gekom om saam met hom in sy huis te eet. Die Here het vir Job meer geseën as voorheen, 14.000 stuks kleinvee, 6.000 kamele, 2.000 beeste en 1.000 donkies gekry. God het Job ook weer geseën met 7 seuns en 3 dogters. Job het nog 140 jaar gelewe. Hy het sy kinders en kleinkinders tot in die 4de geslag gesien. Job het toe gesterf. Hy was oud en het 'n vol lewe gehad. My liewe maatjies, dan hoop dat julle hier die storie van Job geniet het. Dit het nie baie goed begin nie, maar dit het nie sleg geëindig nie. Ons moet wees soos Job, wie die Here gevolg het en al sy gebooie gehoorsaam het. Selfs toe Job alles verloor het en sy kinders verloor het en hy het baie siek geword, het hy nog steeds op die Here vertrou en die Here geprys. My liewe maatjies, waardeur ons ook al gaan in hierdie lewe wat nie lekker is nie, moet ons nie kwaad wees vir God nie, omdat dit die duiwel is wat kom om mense seer te maak en nie die Here nie. Ons moet nooit kwaad wees met God nie, maar ons moet in hom vertrou soos Job gedoen het. Ons moet altyd ook bid vir ons vriende soos Job gedoen het en na alles het God hom geseën met meer dinge as wat hy voorheen gehad het. God het selfs vir hom geseën weer met kinders en hy het 'n lang lewe gehad. En julle moet onthou dat Tannie is lief vir julle, maar Jesus Christus is baie meer lief vir julle. Julle moet soet wees en mooi bly tot 'n volgende keer.